Goeienaand. Wat is dit met die 30 silwerstukke, dat dit 3 keer in die verhaal van Jesus se lyding genoem word? Ons lees in Matteus 26 vers 14 tot 16. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle vir my gee, as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. En van toe af was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. En nou in Matteus 27 vers 3 lees ons, toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwerstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe. 30 silwerstukke. Dit moet dus belangrik wees. Matteus, wat baie moeite doen om aan sy Joodse lesers die vervulling van die Ou Testament in die gebeure van die kruisiging van Jesus aan te toon, maak 'n pertinente punt daarvan. Matteus 27 vers 9. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het, en hulle het 30 silwermuntstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal. Hierdie is nie so 'n eenvoudige teks nie, veral nie in ons westerse wyse van dink nie. Die aanhalingsmanier van Ou-testamentiese gedeeltes deur Nuwe Testamentiese skrywers is ook nie oral ewe eenvoudig te verstaan nie. Alles maak nie sin nie en ons moet ook nie probeer om elke detail te verstaan nie. Die boodskap is egter duidelik. Matteus haal hier aan uit Sagaria 11, wat waarskynlik vroeër in onopgetekende mondelingse profesieë van Jeremia gemaak is. En in Sagaria handel dit oor Israel se verwerping van Sagaria as die aangestelde herder van die volk Israel. Die volk wou nie na hom luister nie en daarom het hy besluit dat hy nie meer hulle herder sal wees nie. Ter demonstrasie van die verbreekte verhouding breek hy die kierie, vriendelikheid. En dan sê hy vir hulle, Sagaria 11 vers 11 tot 13, as julle wil, gee my loon. As julle nie wil nie, laat dit staan. Hulle het toe my loon afgeweeg, 30 stukke silwer. Die Here het vir my gesê, gooi dit vir die pottebakker. En dit was nogal die kosbare loon wat hulle gemeen het ek werd is. Ek het die 30 stukke gevat en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. En wat nou hier gebeur, was 'n voorspel tot wat hier voor die kruisiging gebeur en vervul word. Die aangestelde herder van die Here vir sy volk, Jesus, die goeie herder, word soos die herders in die Ou Testament verwerp. Hy word geminag, hy word verkoop vir 30 silwerstukke. 30 silwerstukke was volgens Eksodus 21 vers 32 die prys wat betaal moes word aan die eienaar van 'n slaaf wat deur iemand anders se bil gestoot, seergemaak of selfs gedood is. En as jy dink die priesterhoofde het nie van die teks in die Ou Testament geweet nie, dan onderskat jy hulle woordelikse kennis van die eerste 5 boeke van Moses. 30 silwerstukke was 'n spotbedrag, doelbewus gekies om te verneder en te verwerp. Vir hulle was Jesus niks meer werd as 'n slaaf nie, 'n deurboorde of 'n dooie slaaf. Dit was die prys vir sy lewe. Ag, as hulle maar eerder vir Judas niks aangebied het. Maar hierdie bedrag maak 'n absolute bespotting van Jesus. Vir hulle 'n dooie slaaf, niks werd nie. Met baie ander dinge bring die gebeure ons voor die vraag oor die waarde van Jesus in ons lewe. Nie wat hy werd is nie, maar wat hy vir my werd is. Wat is sy lewe en sy sterwe vir my werd? Mag ons eerder die woorde van Paulus uit Filippense 3 vers 7 tot 9 nasê. Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos
want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Goeienaand.